Tema vir vandag is God se soewereiniteit. Wanneer planne faal, met ander woorde, wanneer planne misluk, God bly soewerein. En ons gaan dit lees uit Handelinge 12. Dit is nie 'n baie lang hoofstuk nie, en ek gaan dit lees uit die nuwe direkte vertaling van 2020. Handelinge hoofstuk 12, en ons gaan van vers 1 af lees, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons het U verskriklik lief. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U ons verseker daarvan, U ontferming is elke môre nuut, en aan U liefde is daar geen einde nie. Here Jesus, ons aanbid U en ons loof U dat U met U eie lewe, met U bloed betaal het, sodat ons die ewige lewe kan hê deur in U te glo. Dankie vir U genade, dankie vir U liefde, dankie vir U beskerming. O Heilige Gees, dankie dat U in elkeen van ons kom woning maak het, U kom tuis maak het, kom bly het in ons en permanent in ons bly. Dankie dat U ons van binne af elke dag laat groei en vernuwe en snoei waar dit nodig is, en dat U ons ook herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Maak ons elkeen se ore oop en ons harte oop, dat ons kan hoor wat U vandag vir my wil sê. En wat is U roeping vir my vir hierdie dag en hierdie week en die res van my lewe? Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Handelinge hoofstuk 12. In daardie tyd het koning Herodes die hand geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle leed aan te doen. Met ander woorde, hy het hulle fisiese leed laat aandoen, hulle het waarskynlik geslaan. Hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. En toe hy sien dat dit by die Jode byval vind, het hy verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit was die tyd van die fees van die ongesuurde brood. Nadat hy hom laat arresteer het, het hy hom in die tronk laat gooi en oorgegee aan 4 afdelings van 4 soldate elk, met die bedoeling om hom na die Pasga voor die volk te bring. Vers 5 sê, so is Petrus dan in die tronk bewaak, maar 'n volgehoue gebed tot God het uit die gemeente vir hom opgegaan. Die nag voordat Herodes hom wou voorbring, was Petrus aan die slaap tussen 2 soldate. Hy was met 2 kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Skielik het 'n engel van die Here daar gestaan en 'n lig het in die sel geskyn. Toe gee hy Petrus 'n stamp teen die sy, hy maak hom wakker en sê, staan gou op. En die kettinge het van sy hande afgeval. Die engel sê toe vir hom, omgord jou, met ander woorde, sit jou gordel aan, sit jou beld aan. En trek jou sandale aan, sê hy, trek jou sandale aan, en hy het so gemaak. En daarop sê die engel vir hom, gooi nou jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, sonder om te besef, dat wat deur die bemiddeling van die engel gebeur het, die werklikheid is. Hy het nog steeds gedink, hy sien 'n gesig. Maar toe hulle by die eerste en die tweede wag verby was, het hulle gekom by die Eysterpoort wat na die stad lei, en dit het van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buitekant kom en 1 straat verder gestap het, het die engel hom met eens verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou besef ek waarlik, die Here het sy engel gestuur en hy het my gered uit die hand van Herodes en ook van alles wat die Joodse volk verwag het. Met die besef gaan hy toe na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat bekend is as Markus, Johannes Markus, en waar daar baie mense byeen was en gebid het. Toe aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam Rode gegaan om te antwoord. Sy het vir Petrus se stem herken en hy het pure vreugde die deur nie oopgemaak nie, maar binne toe gehardloop en vertel dat Petrus by die poort staan. Hulle het egter vir haar gesê, jy is mal. Nou dis letterlik wat daar staan. Die Nuwe Lewende Vertaling stel dit dan so 'n bietjie meer diplomaties. Daar staan, hulle het vir haar gesê, jy skoon van jou wysie af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Toe sê hulle, dit is sy engel. Die Jode het geglo, elke mens, elke Jood het 'n persoonlike beskermengel. Dit is hoekom hulle sê, dit is sy engel. Elkeen het sy eie engel gehad. Maar Petrus, vers 16, het egter aanhou klop. En toe hulle oopmaak, het hulle hom gesien en hulle was verbaas. Maar hy het met 'n handgebaar vir hulle bid hy om stil te bly
en vir hulle beskryf hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Toe sê hy, vertel dit aan Jakobus en die broers, en hy het buite toe gegaan en na 'n ander plek vertrek. Dis nou die ander Jakobus, die broer van Jesus, wat op daardie stadium die leier in Jerusalem by die kerk was. Die eerste Jakobus was een van die seuns van Zebedeus. Vers 18, teen dagbreek was daar onder die soldate geen geringe opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, maar hom nie gekry nie, en nadat hy die wagte verhoor het, het hy opdrag gegee dat hulle tereggestel word. Hierna het hy van Judea na Caesarea gereis en daar gebly. Herodes was woedend vir die mense van Tyrus en Sidon. Hulle het egter almal saam na hom gekom, en nadat hulle Blastus, wat toesig gehad het oor die koninklike slaapkamers, oorgehaal het, het hulle hom om vrede gevra, sodat die gebied waar hulle voedsel vandaan gekom het, nie afhanklik van die koningsin was nie. Op die vasgestelde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die regbank plaasgeneem en hulle toegespreek. Daarop het die volk uitgeroep, die stem van 'n God, nie van 'n mens nie, en onmiddellik het 'n engel van die Here vir Herodes neergevel, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie, en verteer deur wurms het hy gesterf. Vers 24, maar die woord van God het gegroei en uitgebrei, en Barnabas en Saulus het nadat hulle diens in Jerusalem voltooi het, teruggekeer, en Johannes, bekend as Markus, toe saamgeneem. Gemeente, hierdie hoofstuk, Handelinge 12, is soos 'n skarnier in die boek, want ons het baie gehoor van wat die apostels gedoen het, en veral daar rondom Jerusalem, maar nou swaai die hele verhaal na die heidene nasies toe. En ons het net so 'n wenk gekry hier teen die einde, want dit was die apostels wat opgetree die hele tyd en gemeentes toegerus het, en nou lees ons van Barnabas, hy was nie 'n apostel nie, en Saulus, die man wat onlangs tot bekering gekom het, en hulle vat vir Johannes wat Markus genoem word, en nou gaan hulle verder met die evangelie. So dit is so draai in die verhaal hierso, in 'n ander bietjie van 'n ander rigting, maar ons sal later sien in Handelinge 15 en verder hoe die klomp weer bymekaar kom en saamwerk. Net 2 verse wat ek vir u wil uitlig in hoofstuk 12 vers 5 staan, so is Petrus dan in die tronk bewaak, maar 'n volgehoue gebed tot God het uit die gemeente vir hom opgegaan. Ons het ook gehoor toe hy gaan klop het daar by die huis van Johannes Markus, was daar 'n groot klomp mense bymekaar wat gebid het. Nou en dan vers 24 het ons gelees hier teen die einde, die woord van God het gegroei en uitgebrei. En dit was natuurlik ook na die afsterwe van Herodes. So hierdie Herodes, ek sal nou iets so 'n bietjie meer oor hom vertel, dis so amper kunstig poëties gestel, hy het sy hand aan sommige geslaan aan die gemeente. Maar dit beteken eintlik dat daar letterlik 'n fisiese vervolging en geweld was, lyfstraf, tronkstraf. Herodes het nie die nuwe Christene verdra nie. En dan lees ons hier, en elke keer as die Here 'n apostel of iemand uit 'n tronk bevry, is dit 'n wonderwerk, en dit het al 'n paar keer gebeur. Dit is die 3de keer dat Petrus gevange geneem word. Dit is die 2de keer dat hy wonderbaarlik bevry word. Maar hy dink, hy droom, hy's nie heeltemal seker wat gebeur nie, en toe die engel verdwyn, toe besef hy eers, nee, maar hierdie is die werklikheid, want God is met sy kerk, met die liggaam van Christus, met sy kinders, en dan het ons hierdie wonderlike resultaat gehoor aan die einde. Die woord van God, die koninkryk, die evangelie het gegroei en ten spyte van hierdie verskriklike vervolging. God se koninkryk werk anders as die konings van die wêreld. Menslike mag wil altyd jouself verhef. Dink maar aan enige koning of leier of groot belangrike, sogenaamde belangrike figuur in die land of in die politiek in die wêreld. Mens kom net agter hoe die eer net vir hulle self gaan. Ek het nog bitter min gehoor van enige een. So hier en daar sal jy dalk hoor van iemand wat so bietjie eer aan God gee. Maar hulle verhef hulle self, en soos met Herodes, dan kom hulle tot 'n val. Maar wat doen die kerk? Ons leer hier by die kerk, in daardie krisis, in daardie donker uur, in daardie benoudheid, bid hulle saam vir die leiers wat gevange geneem is, vir die ander gelowiges wat fisiese geweld moes deurgaan. En dit
is wat die kerk doen, anders as die wêreld. Ons het gelees daar in vers 5, Petrus in die tronk bewaak, maar 'n volgehoue gebed tot God het uit die gemeente vir hom opgegaan. Petrus sit in die tronk, maar die gemeente bid aanhoudend. En die kerk se enigste en magtigste wapen teenoor owerhede en magte en vervolging is gebed. Dit moet ons besef. En dan hier in die einde vers 24, die woord van God het gegroei en uitgebrei. Dit het versprei, al hoe verder meer inslag gevind. En dit lees ons meer as een keer, veral hier in Handelinge. Sodra daar vervolging en swaar kry is, dan groei die evangelie. 'n Paar weke gelede, of was dit verlede week, het die man, Dominee van der Merwe, wat van geopende deure kon vertel, het juis ook vertel, waar die Christene verskriklik vervolg word, dan gaan hulle letterlik ondergronds, en dan groei die koninkryk. Dan is dit asof nou maak ons net op God se beskerming staat. Ons kan nie in die openbaar aanbid nie, en dan blom die koninkryk eintlik, nee. Mense sien nie altyd daardie wonderlike effek daarvan nie. Die koning gebruik geweld, die kerk gebruik gebed. Nou hierdie Herodes, sy volle naam is Herodes Agrippa I. Hy was die eerste. Daar was 'n klomp Herodese, ons nie deur mekaar raak met hulle nie, maar daar's gelukkig genoeg vir ons om te weet watter Herodes het wat gedoen. Hy het sy bloedbevlekte hande aan die gemeente geslaan. Hy het staatsgeweld teen die kerk gebruik. Nou Jakobus, wat Johannes se broer is, dis daardie twee, die seuns van Zebedeus, die Engels sê dit 'n bietjie sagter as die Afrikaans, hulle was die sons of thunder. Hulle het mos wil weerlig uit die hemel afbid, en hy is deur Herodes met 'n swaard laat doodmaak. Hy is die eerste van die 12 apostels wat gemartel is, en hulle is uiteindelik almal gemartel tot die dood toe. Johannes het in Patmos in afsondering oud geword, maar dit was natuurlik ook in ballingskap. Die ander is almal fisies doodgemaak deur van die leiers. Ons moet nou eerlik wees met mekaar. Die kerk het ook vir Jakobus gebid. Die kerk het vir Petrus gebid en hy is wonderbaarlik bevry. Die kerk het vir Jakobus gebid en hy is doodgemaak. Dit het nie die kerk van stryk gebring nie. In Markus 10 vers 35 is waar die Jakobus en Johannes na Jesus toe gekom het, en daar praat Jesus al vooruit oor wat gaan gebeur so bietjie nie. Hulle kom ons na hom toe, hulle is nou nog vol bravade, hulle vra of hulle aan sy linker en regterhand kan sit in sy koninkryk. Wat antwoord Jesus hulle in vers 38? Hy sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. En hy praat van sy dood, nee, hy is toe al reeds gedoop. Hy praat ook nie van die Heilige Gees nie, hy praat letterlik van die doop, om deur die dood te gaan, die lydende doop. Hy sê, julle sal nog hierdie beker drink. So Jakobus en Johannes het dit geweet, hulle verlosser het dit voorspel. Maar dan in Johannes 16 vers 33 hoor ons dat die Here sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin, sê Jesus. Die Here Jesus het nooit gesê, hoor hierso jong, gaan maak disippels en dit gaan vir julle relatief maklik wees nie. Hy het elke keer gesê, julle sal dit moeilik hê. Hy sê vir sy apostels, julle gaan ook hierdie beker drink. So in Handelinge 12, gee nie vir ons 'n formule nie, die kerk bid en dan kom alles reg nie, maar die kerk bid, al kom alles nie altyd dadelik reg nie. Handelinge 12 wys vir ons in duistere omstandighede 'n biddende kerk. Petrus word gevange geneem, hy word deur 16 soldate opgepas, 4 afdelings van 4 soldate, daar was altyd 2 wat wakker langs hom moes wees. Herodes maak seker hierdie keer ontsnap hy nie. Maar teen al hierdie mag staan daar in die woord net een sinnetjie. Die gemeente bid vurig en aanhoudend. Dit was nie sommer net 'n skietgebed hier en daar en sit hom op 'n lysie en ons sal aan jou dink daar in die tronk hoor. Hulle het vurig en aanhoudend gebid. Dit is ook nie die eerste keer nie, ons hoor so echo van Handelinge 4
vers 23 tot 31, jy kan selfs maar weer gaan kyk. Wanneer die owerhede dreig, gaan die kerk op haar knieë en die kinders van God verenig in gebed. Dit leer ons in Handelinge 2 in hierdie eerste gedeelte. En dan, God sluit oop wat mense toesluit, nê? Die nag voor die verhoor slaap Petrus, julle het dit gelees saam met my, hy slaap rustig teen 2 soldate. Môre is sy verhoor, Petrus lê nie in rondrol nie, hy lê nie in bekommerd wees nie, daar staan, hy slaap tussen die 2 soldate, en hy is met 2 kettinge vasgebind, maar hy is nie bang nie, hy weet wie sy herder, sy Here en sy verlosser is. Dit het my laat wonder of ek so sou opgetree het, sou ons so optree in sulke omstandighede. Ons word deur die genade van die Here nog nie gearresteer en in die tronk gegooi vir ons geloof nie. Maar sê nou dit sou gebeur, sou ons ook rustig slaap tussen die tronkbewaarders? Sou ons soos Paulus en Silas later in Handelinge lofliedere sing in die tronk in die nag? Ons moet leer by hierdie eerste generasie gelowiges. Die Here doen die hoeveelste wonderwerk, die engel kom in, Petrus is nie meer geketting nie, hy sê trek jou sandale aan, sit jou gordel aan, kry jou bootleed, ons gaan. En dan loop hulle verby daar was 2 soldate by hom, dan was daar 2 buitekant die deur of die hek wat toegesluit is, nog 2 verder, tot by die uitgang, by die Eysterpoort na die stad toe, het hulle 2 wag gestaan. En hulle stap by hulle almal verby, Petrus en sy engel. Petrus dink hy droom. Hy het mos nou lekker geslaap, hy besef nie, dis die realiteit nie. En dan kry ons hierdie, dis aan vir my so menslik, nee, so warm. Petrus gaan klop in die nag, en hier kom Rode die diensmeisie, en sy sien hom, maar sy maak nie vir hom oop nie. Sy hardloop en sê, Petrus is by die voordeur. Hoekom het hy nie vir hom oopgemaak nie? Sy was so opgewonde, maar natuurlik die skeptisisme, nê. Hierdie gelowiges is besig om te bid, Here, red vir Petrus, en as hy hom red, dan glo hulle dit nog nie. Hulle sê, nee man, jy's mal. Dit kan nie Petrus wees nie. En ons moet nie so wees nie, broers en susters. Ons doen dit baie. Ons moet nou nie vir arme eerste gemeentes en vir Rode kwaadlik neem nie. Ons bid baie keer, en as die Here iets besig is om te doen, dan dink ons, nee, julle seker van julle wysie af, dit kan nie wees nie. Hoeveel keer het ons dit nie al in die geheim gedink nie? Ons bid as kerk, as individue, as families, en ons weet God het vir Jakobus nie daardie keer gespaar nie, maar vir Petrus vir die hoeveelste keer bevry. Maar ons dink gewoonlik nee, dit gaan nie gebeur nie. Maar vir 'n gemeente wat swaar kry, wat soms twyfel, is dit 'n troos. Die Here straf hulle nie vir hulle twyfel nie. Hy vat nie vir Petrus weg of sit hom terug in die tronk nie. Hy is nog steeds vol genade, en dit geld vir ons vandag ook nog. Vir elke gemeente, vir elke individu. Die Here verstaan dat ons twyfel, maar ons moet leer om ons meer en meer volledig te vertrou. En dan hierdie laaste gedeelte wat eintlik baie ironies en wreed is. Die koning sterf, maar die koninkryk floreer. Die evangelie floreer, dit groei, dit blom. Die hoofstuk draai nou, en Herodes kom daar uitgestap in sy koninklike gewaad. Hierdie Agrippa 1 was die seun van Aristobulus. Nou dit hoef nie julle nie te onthou nie, is ook nie belangrik nie, maar hy was die klein seun van Herodes die Grote. En al die geskiedskrywers skryf van Herodes die Grote, want hy het geweldige uitbreiding vir die Romeinse ryk bevorder. Maar onthou julle vir Johannes die Doper? Nou Herodias, die vrou wat gevra dat Johannes onthoof moet word, is hierdie Herodes se suster. Daai hele klomp is 'n familie daarso. Ja, haar man was ook 'n Herodes. So Herodes se suster Herodias was met 'n ander Herodes getroud. Hy was Herodes Antipas, dit lees ons in die Bybel. Maar dis hy wat vir Johannes die Doper laat doodmaak. En dan later kom hierdie Agrippa 1 se opvolger Herodes Agrippa 2 en hy laat vir Petrus uiteindelik doodmaak. Die Herodese was nie lief vir die Christen, en hierdie Herodes was 'n halwe Jood. Hy het al 50% Joodse bloed gehad, so hy en die Jode het 'n interessante verhouding gehad. Maar ons lees dat toe hy nou hier kom en hy praat, toe die volk
gesê, dis nie 'n man wat praat nie, dis 'n God wat hier praat. En wat doen Herodes? Hy vat die eer, nê? Hy's amper soos daai wrede wêreldleier daar in Noord-Korea wat maak of hy God is, die mense met hom aanbid. En omdat Herodes nie die eer vir God gee nie, word hy gestraf en getref met die dood. Hy sterf op 'n onooglike manier. Maar onthou julle hoe dit anders was, en ons het dit gelees in Handelinge 10, Petrus word na Kornelius toegestuur, en toe hy by Kornelius, die Romeinse kaptein, aankom, toe kniel Kornelius voor hom, en dadelik sê Petrus hom, nee, staan op, ek is 'n man net soos jy, moenie my aanbid nie. Hierdie Herodes doen die teenoorgestelde, hy probeer maar die shine van die eer vat, nê. En hierdie koning, wat ons nou net in die begin gelees het, wat die Christene laat martel het, wat mense laat doodmaak het, soos Jakobus, en ewe skielik tref die lot hom, en hy gaan dood. Hy het gedink, hy sal die koninkryk verpletter, maar God laat dit floreer, selfs ten spyte van hierdie bitter hartseer omstandighede. Dit was vir hulle 'n skok, dat dis die eerste apostel wat doodgemaak is, nê. Nou, hierdie teks moet ons ook nie sien as 'n triomfantelike wapen, ja nee, God gaan nou al die vyande met die dood tref deur 'n engel, dat hulle op die oomblik sterf nie, want dis nie 'n swaard hierdie teks is eerder 'n spieël, dat ons kyk, wat se lesse kan ons hier uitleer. Ons het nou al gehoor, so nie bang te wees vir owerhede nie, ons het gehoor hoe die gemeente, veral in moeilike tye, saam staan en aanhoudend bid, en hier het ons gesien hoe 'n vyand getref word, maar dis 'n spieël vir ons om in te kyk. Ons verlustig ons nie in die dood van ander mense nie. So ons moet nie ons hand oorspeel in hierdie teks nie. Die evangelie oorleef elke bewind, maar dit doen dit deur die weg van die biddende, lydende kerk, nie die swaard nie om mense dood te wens of dood te maak nie. Die vraag vir vandag, broers en susters, is om net in aansluiting by 'n refrein wat nou al so ver deur die hoofstukke gekom het, die kerk het telkens gegroei nadat daar slegte goed gebeur het. En dis die uitdaging vir my en jou vandag, ek sluit af hiermee, om by daardie eerste generasie gelowiges te leer. Petrus slaap rustig tussen 2 soldate. Die gemeente wend hulle baie gou tot gebed in elke situasie, al is daar so 'n bietjie twyfel. En dan het ons ook gehoor, geen aardse owerheid of mag kan die kinders van die Here benoud maak of die evangelie in die wiele ry nie. Vat hierdie vir ons vandag, vir jou ook vir 'n les, en vra vir die Here, is ek rustig wanneer ek tussen 2 soldate gevange is? Wend ek my dadelik tot gebed, tot volhoudende, vurige gebed, wanneer ek of die familie van God in die moeilikheid is? En besef ons dat geen owerheid of mag die evangelie kan kniehalter of kan laat struikel nie. Die soewereiniteit van God seëvier wanneer mense en vyande se planne val. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan weet, U is nog steeds dieselfde soewereine God. U wat die ganse skepping met U woord in tot stand gebring het en ook met U magswoord vandag nog in stand hou. U wat U volk gelei het, U wat U nuwe volk gestig het, U wat die koninkryk, die liggaam van Christus in die lewe geroep het deur die uitstorting van U Gees. Dankie dat ons kan weet, U is nog steeds getrou en op U die rots is die fondasie van hierdie kerk en U hou self U kerk, U koninkryk in stand. Help ons om te leer, ons wat so ver verwyderd is van daardie eerste gemeentes, om by hulle te leer van hulle toewyding, hulle vertroue, hulle geloof, hulle volharding, hulle vreesloosheid ten spyte van vervolging. En dat dit vir elkeen van ons ook is, Here, vir ons kerk, vir die kerk in die wêreld, vir die liggaam van Christus, vir ons eie gemeente, maar ook vir ons gesin, ook vir my, vir elkeen van ons, is U nog steeds die soewereine God wat in beheer is. En ons loof en dank U daarvoor.
Ons bid dat U vandag met elke een van U kinders, elke mens wat ons van weet sal wees, wat swaar kry vanweë ernstige siekte, mediese behandeling, onsekerheid oor uitslae, elkeen wat vandag twyfel of swaar kry. Kom hulle tegemoet deur U Gees, Here, en versterk hulle. Gee hulle die krag en die bewustheid van U persoonlike teenwoordigheid in hulle lewe. Ons loof U daarvoor. Amen.